Vriende, die skrif sê dat daar waar daar 2 of meer in die Here se naam vergader, daar is hy. En wat hy sê is dat hy teenwoordig is op 'n besonderse manier, daar waar die samesyn van gelowiges is. Natuurlik is hy teenwoordig by my en jou as ons alleen is, maar weet vandag is hy teenwoordig op 'n besonderse manier. En dit is tog by hom wat ons dit ook soek. Ons soek sy teenwoordigheid in ons lewens. Dit is soos Psalm skrywer, dat dit net by hom is, by U Here, is daar 'n fontein van lewe. En in U lig sien ons lig. Reik met troue liefde uit, na hulle wat U ken, na die wat opreg is van hart. En vriende, besef dat vanmôre, is dit die Here wat wil uitreik. Is dit die Here wat uitreik na die harte wat hom soek. En hy groet julle vanmôre. In die naam van die Vader en in die liefde van die Vader. Maar met die genade van ons Here Jesus en ook in sy naam. En dan natuurlik met die krag van sy Gees. Amen. Dankie ons Here Vader, dat ons vandag werklik U kan ontmoet en met die volle bewussyn dat dit gaan oor U, om U te aanbid, om U naam op te hef, om U naam groot te maak. En deur dit, Here, wil ons werklik U glorie gee en U eer. Maar Here, ons wil ook hoor wat U te sê het. Want wanneer U praat, Here, weet ons dat dit kan resoneer in ons harte in, tot die diepste van ons wese, tot been en murg kan dit deurdring. En dit is daar waar ons wil verander, Here, sodat ons lewe en ons denke en ons woorde en ons harte U sal verheerlik, U sal aanbid. Dankie dat U kom en vernuwe. My gebed is dan dat die Gees hierdie werk vandag aan ons sal doen, deur die prediking van die woord. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom, julle is plekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Julle is welkom om saam met my oop te maak by Johannes 8. Johannes 8. Johannes 8 vers 48 tot 59. Voor ek vir ons lees, ek het dit ook vir julle op. Johannes 8 vers 48 tot 59. As jy sou wou. Ons het die afgelope tyd, die begin van die jaar eintlik, het ons gekyk oor wat geloof is. Ek dink dit is maar 'n ding wat nodig is om so af en toe weer te herbesoek, omdat dit maar die kern van ons Christendom uitmaak, is dat ons gered is deur geloof in die Here Jesus Christus en nie deur dade nie. En toe het ons gesê, maar wat beteken dat werklik om te glo? En ons het gaan kyk na Hebreërs 11 en na die geloofshelde van Hebreërs 11, Abraham, Isak, Jakob, Josef, en hoe hulle as voorbeelde vir ons gestel was, hoe geloof gelyk het. En toe het ons ook gaan kyk na wat die evangelie gaan sê, die evangelies, en ons het gekyk wat beteken dit om groot geloof te hê, klein geloof, die disippels se klein gelowiges, hoe Jesus hulle gereeld aanspreek, en hoe geloof nie net positiewe denke is nie, maar hoe dit werklik rus in vertroue, in die persoon en die wese van Jesus. En toe het ons gesê dat ons kort vrugbare grond vir hierdie geloof vir ons om te groei, en die vrugbare grond het ons gesê is gesonde vrees van die Here. Om gesonde vrees van die Here te hê, het ons gesê om hoë gedagtes te dink van God. Nie om bang te wees dat ons bewe nie, maar om werklik met onsag na die Here te kyk, om werklik werklik die Here te sien vir wie hy is. Verseker nie ten volle nie, ek dink ook nie ons sal nou ten volle kan nie, maar met dit wat ons het, om te kan sien wie hy is. Ons het gesien hoe hoog hy is, en hoe heilig hy is, hoe almagtig hy is. Ook hoe regverdig en waardig en heerlik hy is. En hierdie onsag, en dit kweek onsag by ons, dit kweek eerbied sê die Afrikaans, dit kweek 'n hart van onderwerping, dit kweek gehoorsaamheid, en indirek ook so die geloof. So, maar nou los het ons uit 'n belangrike vraag. Ons wil hê ons moet hoog kyk na die Here. Ons wil hê ons moet die Here sien met onsag. Ons wil hê ons moet werklik met eerbied voor die Here staan. Maar hoe gaan ons werklik onsag en eer vir die Here kan hê as ons net nie weet wie hy is nie? As ons nie weet nie. En dit is ook een van die groot redes hoekom Christus, ek glo vir ons, dit so mooi kom uitbeeld. Johannes 1 praat van hy is die lewende woord,
En hy kom beeld eintlik God se wese en sy karakter uit in die evangelies. Dis hoekom as ons na Jesus sien ons die Vader, nê. Nee. Onthou julle wat die disippels vir Jesus gesê het, toe hulle so in hulle twyfelagtige gedagtes was, toe sê hulle, Here, wys ons net die Vader, en toe sê hy vir hom, as jy my sien jy die Vader. En dit is wat ek wil doen met hierdie nuwe reeks, of die volgende paar sessies, is ons wil na Jesus kyk, maar as ons wil na Jesus kyk, om ook die Vader te kan sien. En ek glo, wanneer ons na Jesus kyk, wanneer ons die Vader wil sien, dan kan ons dit doen deur sy ek is uitsprake. Jesus het, deur die evangelie van Johannes, is daar 7 ek is uitsprake wat neergeskryf is van hom. 'n paar van hulle, ek noem hulle sommer vir jou, ek het nie 'n skyfie van nie, maar ek noem hulle vir jou. Jesus sê byvoorbeeld in die evangelie van Johannes, ek is die brood, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur vir die skape, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die ware wynstok. Hy het 7 sulke ek is uitsprake. Dit is nie net 'n eienskap wat hy net aan homself allokeer nie. Hy sê nie maar net ek is 'n goeie herder nie. Daar is iets dieps daarin, want elke keer as hy sê ek is, dan maak hy aanspraak op iets en dan koppel hy 'n spesifieke eienskap daaraan. So vir ons om dit te verstaan, moet ons vandag eens bietjie kyk na wat is die ek is? Wat beteken ek is? Een teoloog het gesê Jesus 'n goeie prentjie, 'n goeie metafoor wat hy gebruik het, is soos Jesus is soos die jas van Josef, nê. Josef trek hier die kleed aan van sy pa en hy sê Christus trek baie keer hierdie kleed aan en wanneer hy die kleed aantrek, is dit 'n kleed van God om homself te openbaar vir ons, veral deur die ek is uitsprake. So elke keer wanneer hy ek is sê en hy koppel 'n karakterseienskap daaraan, meer spesifiek 7 keer in die evangelie van Johannes, dan wys hy vir ons iets van God en hy wys iets van homself. En ek glo wanneer ons dit kan raak sien, wie Jesus is en die Vader, dan gaan dit ons los in verwondering. Ek dink nie ons kan 'n mensgemaakte beeld van God hê nie, veral nie vandag nie. En ek dink ons gaan kort skiet as ons dit doen. Ek dink ons gaan nooit in verwondering en in ontzag en in eerbied staan voor die allerheiligste, as ons eie idee van God het nie. So kom ek lees vir ons Johannes 8, dan kyk ons bietjie na die ek is, net daai 2 woordjies by homself, of daai frase. Johannes 8 vers 48 tot 58. Die Jode het hom, dit is nou Jesus geantwoord, die Jode het Jesus geantwoord, het ons nie met reg gesê dat jy 'n Samaritaan is en 'n demoon het nie? Daarop sê Jesus, ek het nie 'n demoon nie, maar ek eer my Vader, en julle doen my oneer aan. Ek is nie op soek na eie verheerliking nie, daar is een wat dit wel vereis, en hy beslis daaroor. Amen, amen, of voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood tot in ewigheid nie sien nie. Die Jode het toe vir hom gesê, nou weet ons verseker dat jy 'n demoon het. Abraham het gesterf en ook die profete, en tog sê jy, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood tot in ewigheid nie smaak nie. Jy is tog nie belangriker as ons voorvader Abraham wat gesterf het nie, en die profete het gesterf, vir wie gee jy jou uit? Jesus het geantwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks werd nie. Dit is my Vader wat my verheerlik. Hy van wie julle sê, hy is ons God, julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê ek ken hom nie, sou ek net soos julle 'n leenaar wees, maar ek ken hom, en ek bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het daaroor gejubel, dat hy die dag van my kom sou sien, en hy het dit gesien en was bly. Die Jode sê toe vir hom, jy is nog nie eens 50 jaar oud nie, en jy het Abraham gesien? Jesus het geantwoord, amen, amen, of voorwaar. Ek sê vir julle, ek is, al van voordat Abraham gebore is. Hulle het toe klippe opgetel, om hom te stenig, maar Jesus het hulle ontduik, en die tempelterrein verlaat, net tot daar. Verbeel jou, iemand nooi jou na 'n braai, en dan kom jy by die braai aan, en jy is vol van jou sosiale vaardighede, en jy wil natuurlik nou vriende kweek vir jouself,
En jy gaan met absolute vrymoedigheid om na elke persoon om die braai, want dit is ook goeie maniere, dit is jou ma en jou pa jou geleer het. En jy gaan na hulle toe en jy stel jouself voor en jy sê, ek is Sean Will, nee, ek het agtergekom, dit is interessant hoe ons die meer senior garde, die ouer garders, hulle stel hulle self gewoonlik met hulle van ook voor. En maar nou onlangs is dit half asof die van wegval. Maar jy stel jouself voor, Sean of Sean Will of wie ook al, en jy sê dit, en nou afhangende van wat se konteks jy is, jy sal nou seker nie by 'n braai sê nie, want dan gaan die ouens nie van jou hou nie, maar partykeer sal jy jouself voorstel, as jy nou werklik 'n dokter is, hallo, ek is dokter Poggenpoel, of dokter van Sail, of Dominee so, of wat doen jy? Nee, ek is 'n ingenieur. En jy stel jouself voor met die idee, dat hierdie wie jy nou is, en wat jy nou gesê het, dit is eintlik maar 'n manier om jouself te identifiseer, vir ander mense, maar ook om jouself om jou te definieer, om te sê wat jy is, wie jy is, want wat jy doen bepaal mos maar eintlik sê hulle mos maar wie jy is, half nie. Maar verbeel jy kom by hierdie braai en jy sê, ek is Sean, en die ander sê vir jou, ek is. En hy stop daar. Jy weet, jy gaan al wag en jy gaan sy hand nog vashou, maar jy half het hierdie verwagting om te sê, maar hy moet nou nog iets sê na die ek is. Maar dit is eintlik wat Jesus hierso doen. Jesus stel nie sy naam net bekend nie. Hy stel nie net ek is Jesus as hy sê ek is nie. En dis die vers waar ek wil stil staan, is voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek of ek is. As jy hom direk uit die Grieks uit lees, ego eimi, ek is. Toe Jesus sê, ek is, voor Abraham, ek is. En dit klink al vreemd wanneer hy dit sê. Maar dit is nie, as ons dit net verstaan. Jesus is nie besig om 'n titel of 'n spesifieke eienskap nou te koppel aan hom nie, maar wat hy doen, hy is besig met 'n verklaring. Dit is 'n verklaring van bestaan. Dit moet ons onthou. Die ek is uitspraak, ek is 'n verklaring van bestaan. Jesus, die konteks van waar Jesus was besig en hy was in Jerusalem, dit was 'n fees, en hy was in die tempel, en Jesus was openlik om mense te leer, en hy het gesprekke met hulle gehad, veral met die Joodse leiers, en die gesprek het meer gegaan oor wie is Jesus? Wie is hierdie man? Wie is hierdie man wat so leer? Wie is hierdie man wat hierdie wonderwerke doen? Wie is hierdie man wat met ons praat? En dit is wat die leiers besig is om te vra, en hulle wil dit vasstel. En Jesus maak dit duidelik, as jy so vanaf hoofstuk 7 sal lees, hy maak dit duidelik dat hy nie van hierdie wêreld is nie. Hy sê, hy kom van bo, hy kom van die Vader, en hy waarsku julle dat as julle nie in my glo nie, sal julle in julle sonde sterf. Hy sê ook later weer, wanneer die seun van die mens verhoog word, hy praat van sy kruisiging, hy sê later, wanneer ek verhoog word, en julle glo nie in my nie, sal julle sterf, maar as julle in my glo, sal julle die dood nie sien nie. So Jesus is besig om 'n deel van homself bekend te maak aan hierdie Joodse leiers, en hy sê vir hulle, dit is wie ek is. Dit is wat ek doen. En jy moet daarin glo. Jy moet in my glo. En die Jode reageer toe. En hulle sê, maar ons is deel van Abraham. Die vader Abraham. Ons is deel van hom. En jy, ek bedoel, wie is jy nou om te sê jy is belangriker as Abraham? Vader Abraham, dis die ene. Maar Jesus sê vir hulle, luister, as julle nie in my glo nie, gaan julle nie vryheid kry nie. En dit krap die Jode nou om, en jy weet hoe werk argument, nee, jy sê ietsie, en nou sê die ander party ietsie, en nou wil jy nou ietsie sê om hierdie party te probeer verkeerd bewys. Dit gaan nie meer oor wat waarheid is nie, dit gaan nou net om hierdie ou te probeer verkeerd te wys. Nee, jy wil hom nou stil maak. En dis wat besig is om te gebeur, die hele gesprek is besig om te eskaleer. Jy ons praat, en hulle sê, jy is nie belangriker as Abraham nie. En hulle sê toe, maar God is ons vader, omdat ons in Abraham is. Maar Jesus sê, God is nie julle vader nie. Hy sê, inteendeel, julle vader is die Satan. En ek dink dit het al klaar snaar in die Joodse leiers getrek. En Jesus sê toe, die rede hoekom julle kinders is van die Satan, is omdat die Satan kom om te moor, en die Satan nie staan vir waarheid nie. En dit is interessant wat hy bewys dit, nee, want wat doen daai spesifieke leiers net daar en dan? Wat wou hulle doen met Jesus? Hulle wou Jesus moor, en hulle wou nie staan vir Jesus se waarheid nie. So, deur die feit dat Jesus sê, julle is kinders van die Satan, en hulle monde oopmaak, bewys hulle eintlik hulle is kinders van die Satan, want hulle staan teen Christus en hulle wil Jesus uitmoor. En ek wil jy moet dit ook weet, sommer net so voetnota. Dit maak nie saak wat se ander geloof of ander denominasie 'n mens is nie. Enige ander geloof of enige ander denominasie
wat die gesag van Christus en die waarheid van Christus ontken, is outomaties nie 'n kind van die Vader nie. Outomaties. Weet dit. Ons lewe in 'n multikulturele wêreld. Verskillende kulture en ons word grootgemaak om te sê respekteer mekaar se kultuur, maar respekteer ook mekaar se geloof. Nee, dit gaan nie oor disrespek nie. Dit gaan oor een waarheid en dit gaan oor Christus alleen. En dit is hoekom ons evangeliseer. Want ons weet enige iemand buite Christus is nie 'n kind van ons Vader nie. En is op pad na 'n bestemming. So die Jode is kinders van die Satan. Jesus noem hulle kinders van die Satan, die Joodse leiers. Want hulle wil hom moor en hulle staan nie vir die waarheid nie. En hulle druk op Abraham, hulle sê dis Abraham, dit is hoekom ons kinders van God is. Hulle sê dis Abraham wat ons kinders van God maak. Maar Jesus gaan toe en hy gebruik toe selfs vir Abraham om hulle punt vir hulle te bewys. En hy sê selfs Abraham het gejubel, julle onthou ons het gelees, Abraham het gejubel op die dag van Jesus se koms en hy het dit gesien. Hy het dit gesien, Abraham het gesien, daar was 'n belofte aan hom gemaak om te sê uit jou nageslag sal jy 'n seën wees vir al die nasies. Abraham het geweet, onthou ons het Hebreërs 11 deurgepreek. Abraham het geweet daar was 'n groter belofte betrokke. En daaroor het hy gejubel, hy het gesê dat my nageslag uit my uit is daar 'n groter belofte. En dis waarop Jesus druk. Jesus sê Abraham het gejubel oor my. En hierdie ouens, hierdie Joodse leiers trek dit toe terug na die logiese toe en sê maar jy's nog nie eers 50 jaar oud nie. Ek bedoel Abraham was al 100 jare terug. Het hy al gesterf? Jy het nog nie eens vir Abraham gesien nie. Abraham is al dood en jy is nog nie eens gebore nie. Hoe ken jy Abraham? En dit is waar Jesus vir hulle sê. Voorwaar, ek sê vir julle, voor dat Abraham was, ek is. En net na dit, toe stop die debat. Die stryery is verby. Dis nou tyd vir klippe. En die volgende vers hulle tel toe klippe op om hom te gooi. So duidelik wat Jesus hier gesê het iets in die Joodse leiers briesend kwaad gemaak. Dat hulle hom nou wil doodmaak. Nou, jy moet besef dat in Levitikus 24 was daar 'n uitspraak dat jy kon iemand doodgooi met klippe, stenig, as hulle die naam van die Here belaster. As hulle die naam van die Here misbruik. So duidelik, deur daai ek is, het hulle gedink Jesus was besig om die naam van die Here te misbruik. Maar nou hoe? Hoe is dit dan deur net die twee, of die frase, ek is? Wel, vir ons om dit te verstaan, moet ons teruggaan na Eksodus 3. In Eksodus 3, julle sal onthou Moses het gevlug, Moses by die brandende bos, né? Moses het gevlug uit Egipte, hy het mos die Egiptenaar doodgemaak, toe vlug hy, toe bly hy op sy eie, en toe eendag toe wei die skape, en soos hy die skape wei, toe is daar 'n bos wat brand, maar hy brand nie uit nie, dis 'n heilige vuur, en toe kom hy nader aan die heilige vuur, en toe praat God met hom op 'n bonatuurlike manier, né? Hy sê, Moses, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak. Moses, en hy sê toe vir Moses, trek jou sandale uit, en hulle het toe die gesprek. En God sê vir Moses, hy gee toe 'n instruksie, hy sê Moses, gaan na Egipte toe, want ek het die kreet van my volk gehoor. Ek het hulle gesien. En wat toe reageer Moses? Moses sê toe, wie is ek? Wie is ek om na die Farao toe te gaan? En dit is interessant, Calvin wys eintlik hierna. Hy sê dat hierdie gesprek het Moses eintlik maar in 'n tipe van 'n identiteitskrisis gelos. Moses is by die brandende bos, hy trek sy skoene uit en hy sien die heerlikheid, 'n deel daarvan van God, sy majesteit, sy grootheid. En God openbaar homself, en die ding wat Moses sê toe is, wie is ek? Hy bevraagteken homself, wie is ek? En dit is wat gebeur wanneer jy jouself, maar eintlik langs ek dink die groot almagtige God sit, is jy krimp weg. Moses is besig om weg te krimp, skryf Calvin. En ek Sproul gebruik dieselfde voorbeeld, hy gebruik die voorbeeld van Jesaja. Onthou julle met Jesaja, toe word Jesaja weggevoer en hy's daarso in die troonkamer daar van die Here en die seraf skree uit, heilig, 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 onthou julle, en sy kleed maak dit oral vol. En toe sê Jesaja wat? Wee my. Wee my. Hier is die Here, ek sien die Here, wee
my, ek is nie waardig nie. Jesaja krimp weg, Moses krimp weg, wanneer jy by in die teenwoordigheid van die groot, almagtige, heilige God staan. En ek dink daar sal hy ook 'n waarheid, wat Calvin vir ons geskryf het, hy sê, ons weet nooit werklik wie ons is, totdat ons weet wie God is. En ons dink dit is wat hier met Moses gebeur, hy krimp weg. Wie is ek om na die Vader te gaan? Wie is ek? Ek het nie krag nie, ek het nie mag nie, ek kan nie hierdie volk red nie. Wie is ek? En Moses vra toe 'n volgende vraag. Hy verskuif toe nou half dit. En hy sê toe, sê nou maar ek gaan na hulle toe. Okay, ek gaan na hulle toe gaan, ek gaan na die Jode toe gaan in Egipte. Ek gaan na die Farao toe gaan. Dan gaan Israel my vra. Hulle gaan my vra, jy weet, jy kom na ons toe, God, jy sê God het jou gestuur, maar wie sal ek sê het my gestuur? Hoe sal ek u identifiseer? Hoor wat sê Moses. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê vir Moses, ek is wat ek is, of ek is wie ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Wanneer Moses vra, wat is die naam? Wie sal ek sê het my gestuur? En God sê, ek is. Hy vra eintlik nie net 'n naam nie, nie net 'n Jan het my gestuur nie. Hy vra, wat is hierdie natuur? Wat is die wese van u wat my gestuur het? Dit gaan nie net oor 'n spesifieke eienskap nie. Dit gaan oor die uitspraak van God se bestaan. Ek dink om dit te verduidelik, ek gaan nou Sproul se voorbeeld gebruik, dalk het jy hom al gehoor, maar hy sê dit nogals goed in hierdie voorbeeld. Hy sê, hy het 'n teologiese klas aangebied, en soos hy die klas aanbied, dit het gegaan oor die name van God. Ons weet ook deur die name van God, openbaar ook God openbaar iets van sy karakter. Maar soos hy besig is om die klas aan te bied, kom daar toe 'n jong teologiese student, is 'n jong dame, sy kom toe aangestap, kom ons sê maar haar naam was Sari, vir die voorbeeld so onthaalwe. En Sari het sopas verloof geraak, en die professor sien toe kom Sari aangestap, maar jy weet mos hoe loop jy nou as jy nou die nuwe ring op die vinger het, nê? Jy loop asof jou naels ge-Q-tex is. Hy blink so. En die professor Sproul, hy sê toe, Sari, baie geluk, ek sien jy is verloof, is 'n mooi verlovingsring wat jy daar om jou vinger het. En hy vra toe vir haar, is jy verloof met, ek kan nou nie onthou wat die ou se naam was, jy kan maar sê Pieter, is jy verloof met Pieter? Sari sê, ja, ek is verloof, ek en Pieter is verloof geraak, en Sari is sommer, jy kan sommer sien, sy is gevleuel. En die professor vra toe, hoekom is jy lief vir Pieter? Sommer so voor die klas vra hy haar toe. En Sari begin toe al die mooi karakterseienskappe van Pieter noem. Sy sê, Pieter is 'n baie aantreklike man. En die professor sê, maar Sari, jy is baie aantreklike mans in hierdie klas. Kom is jy nie lief vir een van hulle nie? En sy sê, ja, maar Pieter is ook atleties. En hy sê, maar Sari, hierso sit die kaptein van die eerste basketbal, die span. Hoekom is jy nie lief vir hom nie? Sy sê, ja, maar Pieter is ook baie slim. En die professor sê, maar Sari, hierso sit ons top student, in teologie nogal. Hoekom is jy nie lief vir hom nie? Jy weet, en hy druk haar vir 'n antwoord om vir haar te wys dat hierdie eienskappe van Pieter nie eintlik Pieter is nie. Want almal besit van dit. Daar is mense wat slim is, daar is mense wat aantreklik is, daar is mense wat atleties is. En hy sê toe, Sari, hoekom is jy lief vir Pieter? En Sari begin so 'n bietjie paniekerig raak voor die klas en sy raak so 'n bietjie frustreerd. En sy sê, ek is lief vir Pieter want ek is lief vir Pieter want Pieter is Pieter. Sê sy nou sommer so. En Sari het eintlik reg geantwoord. Sy het nie meer gedruk op 'n spesifieke eienskap net van Pieter nie. Sy het gedruk op 'n naam van Pieter, op Pieter as wese. Pieter is verseker 'n versameling van eienskappe. Pieter kan dalk atleties wees, hy kan dalk slim wees, hy kan dalk aantreklik wees, maar dit is klomp eienskappe, maar sy druk op die naam, die wese van Pieter. En sy druk op hulle geskiedenis saam. En dit is eintlik wat God
wat Christus sê wanneer hy sê ek is, of wanneer God homself openbaar. Dit gaan nie net oor 'n spesifieke eienskappe nie, dit gaan oor God wat is. Dit is 'n verklaring van God se bestaan. God gee hier nie net 'n naam nie. God gee nie net iets wat homself verbind aan iets nie. Hy gee die verduideliking oor sy wese. Hy sê nie hy is 'n God wat deur iemand anders te gemaak is nie. Hy sê nie hy is 'n God wat afhanklik is nie. Hy sê net eenvoudig vir Moses, ek is wie ek is. Dis wat hy sê. Hy bestaan uit homself. Hy is afhanklik van niks en van niemand nie. Alles wat ons ken, selfs ek en jy, ons het 'n begin en ons het 'n einde. Alles. Alles is afhanklik van iets anders. Ons lewe omdat God ons lewe gegee het. Die skepping bestaan omdat God dit geskep het. Maar God sê, ek is. So wat hy doen, hy sit homself outomaties buite die skepping, buite bestaan, buite hier die hele dimensie van begin en einde. Hy sit homself buite dit. Hy is die skepper. God het nie 'n begin nie, hy is die begin. God het nie 'n einde nie, hy is die einde. Niemand het God geskape nie, hy self is die skepper. Sy wese, hy is onveranderlik in wie hy is. Hy openbaar homself as die een wat eenvoudig is. Hy is. Hy is. En daarom, wanneer Jesus nou eeue later in Johannes 8 kom, en toe hulle hom vra oor Abraham, of toe hulle iets sê oor Abraham, toe sê Jesus vir hulle, voordat Abraham was, het ek hom daar, voorwaar, voor Abraham was, ek is. Jesus druk homself op die Ou Testamentiese uitspraak. Hy druk homself op die ek is van die Here. Hy identifiseer homself met God. Hy sê ek is. Nou is interessant, Jesus sê nie, voor Abraham was ek nie. Hy sê nie, want dit klink eintlik bietjie meer reg nie, as jy so sê, ek sê vir julle, voordat Abraham was ek. So wat Jesus dan kon gesê het, is dat hy het bestaan voor Abraham bestaan het. Maar hy verwys nie na homself in die verlede nie. Hy sê nie, ek was daar voor Abraham bestaan het nie. Hy sê, ek is. Hy sê, voor Abraham was, ek is. Aan die einde van tye, ek is. Nou wat dit sal wees, ek is. Hy druk op die wese, die bestaan van wie God is. Dit is nie net 'n kwessie van, hy was daar, en dan ergens het hy verander, en nou is hy hier nie. Hy sê, nog altyd was hy buite bestaan. Dis wat hy sê, hy spreek homself en sy wese in bestaan. Hy sê, ek is. Ek is. Ek is. Ons is geneig om te dink in terme van, ons het die begin en die einde, maar God het dit nie. Hy het dit nie. Hy is net. Hy is. En hy sê vir hierdie Jode, hy sê vir hulle, ek is. En hierdie Jode weet wat hy sê. Dit is hoekom hulle klippe optel. Hierdie Jode weet, hy is besig om homself te identifiseer as die een wat buite tyd, buite bestaan, buite ruimte, buite alles is. Dis wat hy besig is om te sê. En dis 'n brawe stelling. Dis 'n brawe stelling. Dis soos Lewis geskryf het, of Christus moes werklik mal gewees het om dit te sê, of hy moes werklik God gewees het. En hy sê dit, ek is. Maar hy het eintlik dit al vroeër vir hulle gesê, maar die Jode verstaan dit nie. In die begin van hoofstuk 8, deur die hele gesprek, hoor hoe heeltyd sê Jesus vir hulle dat dit hy is. Maar hulle sien dit nie. Ek het hom vir julle hier op. Daar sê dit. Wanneer julle die seun, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle begryp dat ek is. Hy sê ook, daarom het ek vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterf, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. So Jesus sê 2 keer, in dieselfde hoofstuk sê hy vir hulle, as julle nie gaan glo nie, as julle nie gaan glo ek is nie, gaan julle sterf. As julle sien dat ek opgehef is, dan sal julle glo ek is. En hier kom hy by hoofstuk 8, en hy sê net vir hulle, voor Abraham, ek is. En hulle verstaan. Hulle verstaan, hy word geïdentifiseer. Ok. So wanneer Jesus sê, ek is, dan maak hy direk aanspraak
op dit van Exodus. En in Jesaja word dieselfde gesê. Wanneer daar klomp afgoderye is en klomp goeters plaasvind, openbaar God homself as die ek is die ewige, ek is daar, ek is betrokke, ek hoor. En toe Moses by die brandende bos staan, sê God vir Moses, ek is God. Ek is wie ek is. Maar God doen toe iets, en dit is wat ons gaan verstaan oor Jesus se ek is uitsprake. Direk nadat hy vir Moses gesê het, ek bestaan buite tyd, ek is onafhanklik, ek is nie afhanklik van enigiets anders of enige iemand anders nie, ek kort niemand nie, ek kan net bestaan. Ek kan net bestaan. Toe hy dit vir Moses sê, toe direk nadat hy dit vir Moses gesê het, toe sê hy vir Moses ook, ek is ook die God van Abraham en Isak. Ek is ook die God van Jakob. Ek is die God van jou voorvader. Ek is die almagtige, ewige God. So God is besig om homself te identifiseer met mens. So hier is die besonderse, ek dink, impak van die ek is uitspraak. As God ek is sê, dan beteken dit, ons het gesê, hy is hoog, hy is buite tyd, hy is buite ruimte, hy kort niemand nie, hy kort niks nie, hy is onafhanklik. Ons is afhanklik van kos en water, ons is afhanklik van liefde, van verhouding, ons is afhanklik. Ons het 'n begin en 'n einde. Ons kort dit. God kort dit nie. God kort nie ons nie. God kort nie die skepping nie. So wanneer God sê ek is, beteken dit, hy sit homself op 'n ander plek. Buite ons begrip. Nou, hoekom sal 'n God, wat niks en niemand kort nie, vir sy bestaan en vir sy wese, hoekom sal so God kies om homself te identifiseer met mens? Want dis wat hy gesê het. Ek is ook die God van Abraham, Isak, Jakob en Josef. Hoekom? Hoekom sal hy kies om homself te identifiseer? Jy sien, as ons dink aan 'n krag, soos byvoorbeeld gravitasie. Gravitasie werk altyd. Gravitasie het nie 'n keuse nie. Jy kan nie nou hierso gravitasie ervaar en as jy nou hier uitstap, dan begin jy wegdryf soos 'n ballon nie. Gravitasie het altyd 'n krag wat uitvoer. En God is nie net hierdie krag nie, maar God het ook 'n keuse. God kies om intentioneel uit te reik na mens, waar gravitasie moet uitwerk, die son moet skyn, dit funksioneer so, dis die groot krag, verseker, gravitasie is die krag wat jou aftrek, die son is 'n krag wat skyn, maar God het 'n keuse gemaak om te sê, maar ek identifiseer myself met mens. Ek identifiseer myself met mens, en dit is waar ek glo die liefde en die almag en die ek is uitspraak sy volheid kry. Wie is ons? Sodat die God wat nie ons nodig het nie, gekies het om homself te identifiseer met my en jou. Wie was Christus? Wie was Christus? Wat self die uitspraak maak om te sê ek is. Ek kort nie mens nie, ek is nie afhanklik nie, ek wil myself identifiseer met mens. Ek wil afkom, myself identifiseer met mens. Wie is hy? En sien ek glo, dit is die gebaar van liefde. Dit is God wat uitreik. Dis God wat uitreik na die mens om te sê, maar ek het gekom om vir jou te wys dat ek, alhoewel ek jou nie nodig het nie, en alhoewel ek nie hoef nie, kan ek myself identifiseer. Identifiseer met jou. En elke keer wanneer Jesus die ek is uitsprake lewer, wanneer hy sê, ek is die brood van lewe, ek is die water, ek is die ingang, dan wat hy sê is, hy openbaar iets van homself, maar hy wys ook dat hy homself verbind met jou. En so ek glo dan, wanneer ons die volgende paar weke gaan kyk na die ek is uitsprake, gaan ons iets van God ontdek, en ons gaan ook sien hoe God kies om homself te verbind met mens. En vir my is dit besonders, laat ek net afsluit met dit, vir my is dit besonders. Ek dink baie keer dink ons het die Here gekies, en ons is geregtig om Christene te wees, en ons is geregtig om die woord te lees, en ons is geregtig, dit kom my toe, ek word dit toegeëien, dit is vir my verseker, ek eis dit. Maar die blote feit dat God homself identifiseer as buite bestaan, buite afhanklikheid, buite wese, en hierdie God wat niks of niemand kort nie, nog steeds homself wil identifiseer met my en jou. Dit skep vir my 'n ander vorm van waardering. Wie is ek en jy? Dat hierdie God besluit het om uit te reik na jou hart toe. En vir jou te sê, my kind, ek gee jou die voordeel om my te ken. Ek gee jou die voordeel
om vir 30 tot 33 jaar sal ek my seun stuur om mens te word, sodat jy my kan sien. Mag dit hierdie week by jou resoneer. Kom ons bid saam. Hemelse Here Vader, dankie dat ons vandag gesien dat U sê U is buite tyd, buite bestaan. Vader, ek dink nie altyd ons besef die grootheid daarvan nie. My gebed is dat ons sal kan begryp dat U wat ons nie nodig het nie, wel afgekom het deur Christus en U self aan ons bekend kom maak het. Laat ons deur hierdie reis van die ek is uitsprake meer van Christus ontdek, meer van U Vader, maar ook om te sien hoe U gekies het om Uself met ons te identifiseer. Sien in die woord en in die hart in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n laaste liedjie sing en dan Vriende, mag jy besef dat die grootheid van God nie afhanklik is van ons nie. Mag jy besef dat die God van die heelal nie skepper in die begin, met die einde, dat hy is wat gekies het om homself vir my en jou te ontferm. Die groot ek is. Daarom gaan in die liefde van die Vader en die genade van ons Here Jesus en die krag van sy Gees. Amen.